En die interessante ding, daar's 'n Joodse spreekwoord wat sê dat vergifnis is soos koring. As jy dit kan net groei as jy dit op die einde saai. Dit laat my dink aan die gelykenis van die saaie. Daar's daar baie grond waar daai saad op kan val. Neem nou maar daai harde pad. Dit is net so, of in 'n situasie van vergifnis gee, dan pik jy voels daai saad op. Ja, in baie situasies dan lyk dit of dit nou groei is, maar dan gebeur er net iets en dan is dit maar 'n kort rukkie, dan is dit of daai saad maar dan verstrengel raak, daai plantjie wat opgekom het en dan gaan hy dood. Ek dink veral die groei ding, laat my nogal baie dink, want die groeiproses is, ek dink baie van ons dink altyd, ek moet by begrafnis begin. Dis uiteindelik waar ek moet eindig. Daar moet 'n stuk groei wees in 'n sekere sin. As iemand gesê het, jy kan nie op die einde man en vrou vanaand praat en sy sê, okay, ek vergewe jou sondes en môre dan warm sy dit weer vir hom vir ontbyt op nie, dan beteken dan nie eintlik regtig groei plaasgevind nie. Die groei ding is my 'n verskriklike belangrike ding. Dis 'n proses in 'n sekere sin. En ek dink die moeilikste waar dit begin, is om myself te kan vergewe. C.S. Lewis het 'n interessante ding gesê. Hy sê om iemand anders om per se onverskoonbare opmerking te kan vergewe, moet ek eers besef dat die Here eintlik my onvergeeflike vergeef het. As daar nie daai bewussyn is nie, dan kom daar nie daai ding van dat ek kan wegkyk van myself en met anders te kan vergewe nie. Sjoe, dis 'n groot ding. Dinge wat vir my, hoe help ons mense, as ons nou weer terugkom na die gelykenis toe, om hierdie grond te bewerk, om op die ouend goeie grond te wees, sodat die saad van vergifnis kan wortel skiet, en dat daar vrug kan wees. Daar's so baie al gepraat oor vergifnis, maar dit bly 'n moeilike saak. Ek dink vergifnis is seker een van die moeilikste goed wat is. Interessante ding, wat iemand selfs gesê het, is, dit is moeilik om iemand anders te kan vergewe. Maar seker ook 'n ander aspek wat net so moeilik is om dit te kan aanvaar as iemand anders my vergewe. Ja. Die moeilikheid daarvan is dan moet ek ook bereid wees om te erken my eie fout in die hele storie. En dis weer terug by daai ding van vergifnis werk, maar hierdie ding van hierdie ongelooflik, ek moet ergens met 'n keuse begin en dan moet die groeiproses begin. Ja. En die hele storie van om op die ouend nie te vergewe nie, en wat maak dit aan 'n mens? Wel, iemand het gesê vergifnis is in 'n sekere sin 'n genesing vir mense. Vir die een wat dit weggee en vir die een wat ontvang. Maar ek dink die andersom werk dieselfde ook. Net vir dit genesing kan veroorsaak, kan dit jou siek maak ook, as ek dit nie weggee nie. Vir die persoon wat dit moet nie ontvang nie, en vir die persoon wat dit nie weggee nie, kan jou siek maak. Wat ons nou wel kry in daai videosnit, wat ons nou die dag gekyk het, en wat ons graag sal wil hê julle in die groep ook 'n bietjie moet kyk en dan verder daaroor gesels. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. It's the time for play. It's the it's a whole year round.
your favorite girl. It's just fate, what a strange fate. In winter it's a marshmallow. In winter it's a marshmallow. I don't know what happened. Op die ou end nie vergifnis bring jy op 'n plek wat jy dan vra, maar hoe het ek hier gekom? Interessante ding, die ou kerkvader Augustinus, en daarmee wil ek basies afsluit en dan kan die groep verder gaan. Augustinus het gesê, as 'n slegte mens jou kwaad aandoen en jy vergewe nie daai persoon nie, dan moet jy weet daar's al 2 slegte mense in die wêreld. Ja. Ek hoop julle gaan lekker gesels oor hierdie onderwerp waar ek en Johan nou so lekker oor gesels het, vergifnis. En ek wil een troos vir julle gee en ek wil dit in my gebed insluit. O Hemelse Vader, waar ons juis oor moeilike goed praat, is dit vir ons so wonderlike wete dat U by ons teenwoordig is. En waar U by ons teenwoordig is, word die menslik onmoontlike moontlik. Dis soos Jesus gesê het. Daar's baie dinge wat julle sê is onmoontlik, maar by God is dit moontlik. Here, gee dat hierdie groep vanaand in hulle gesprek iets sal meer verstaan van wat U vir ons gegee het, wat ons anders moet maak as die wêreld. Amen.